Okay, ons kan net die oë sluit. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir 'n wonderlike dag wat ons vandag hier bymekaar kan wees. Onse Vader, baie dankie vir die groot genade, baie dankie wat U vir ons doen. Heilige Gees, gaan nie in ons harte, vul ons met U Gees. Gaan asseblief saam met ons gesondheid, ons veiligheid, behoed en bewaar U vir ons teen die onheil. Beskerm vir ons teen ongewenste siektes asseblief. Liewe Heer, gaan asseblief saam met ons hierdie dag van vandag. Help U vir ons en lei vir ons asseblief. Liewe Heer, ons bring hierdie dag op aan die vrouens en kinders en die mans wat dood is in die konsentrasiekampe. Help U vir ons, staan U vir ons by om hulle geskiedenis verder vorentoe uit te dra, dat hulle weet deur wat se hel hulle gegaan het en dat U op die einde van die dag by ons kon staan. Liewe Heer, wees asseblief met ons die pad vorentoe. Vergewe asseblief ons sondes. Seën U asseblief my gebed. Vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Gerry, dankie man. Laat ons hier kan wees. Ek dink nie wel ek weet nie van 'n so wonderlike plek nie. Jy weet, dit was nou regtig waar. Dit is vir ons 'n voorreg om die opname hier te kan doen. Jy weet, ons het nou gekom daar van Mafeking af, ons het nie veel gesê nie. Maar ja, ek wil net sê dat die tema, jy gaan nou baie uitbrei daaroor, wat is die konsentrasiekampe van Betuli. Net 'n Bybelvers daar. Ja, maar wat ek wil vir jou sê is, die hele storie wat ons eintlik wil uitdra, is dat ons vakansiedae, jy weet, ek wil dit nie vakansiedae, ons herdenkingsdae, het hulle alles van ons gesteel. Gaan dink bietjie mooi, 16 Junie is nou Soweto dag, is jeugdag, jy weet. Gelofte dag is nou sommer net, wat is naam? Versoeningsdag geword. So dat wat wil die vyand eintlik doen? Hulle wil hê, my mense moet vergeet van hierdie wonderlike, van die konsentrasiekampe, die opofferings, van die bloedriviers, van, jy weet, al daai volksgeskiedenis van ons. Nee, dit word nie meer geleer in die skole nie. En as dit nog geleer word vroeër jare, is dit ook maar nie altyd die volle waarheid gewees nie, want jy wil altyd, jy weet, ek persoonlik sê, ons moet ophou om skuldig te voel. Ons het niemand iets tekort gedoen in hierdie land. Vir niemand. Jy hoor, en ons moet ophou om ekskuus te sê. Ons kan nie ekskuus sê vir vrouens en kinders. Wat in die 30.000, wat so van 38.000, wat dood is. Nou kom ons sê, ekskuus ek lewe. Nee, weet jy wat, hulle het die prys betaal. Sodat ek en jy vandag hier kan sit en hierdie uitsendings kan doen. Dis korrek. En dit is die belangrikste, dat ons dit nie sal vergeet nie. Jy weet. En dit waaroor die kranslegging ook gaan, jy weet. Dis die beroep wat ek op mense doen, om jy weet, op die 16de Junie 'n blom te vat, of 'n kransie, en net daar op die hoek van jou straat, of op jou, by die ingang, of op die plaas ingang, net hulle het, sodat mense kan sien, maar ons onthou hierdie dag, jy weet. Ja. Want die geskiedenis moet in ons herinner. Jy hoor wat ek wil sê. En daarom is dit so wonderlik om Jesaja 1 vers 9 te sê. Hy sê, as Jahwe nie vir ons 'n oorblyfsel oorgelaat het, so Sodom en Gomorra sou ons gewees het. So ja, het is lekker om hier te wees, en ons gesels nou lekker oor daai munte en al hierdie wonderlike sketse. Nou sê, nee, baie dankie Zai, waardeer. Goeiedag vriende, ek wil graag begin met Tannie Swart. Tannie Swart, ek moet sê dankie vir Rudy Rousseau vir die foto's wat hy vir my geskenk het daai tyd. Tannie Swart het al 8 haar kinders in die konsentrasiekampe verloor. Dit is, ek kan dit nie beskryf nie, net iemand wat 'n kind verloor het, maar om al 8 jou kinders te verloor, dit gaan jou verstand te bowe. Dan, sy het al 8 haar kinders verloor. Dan sit ons met Lissie van Sail. Lissie van Sail is 13 jaar oud. Toe sê die matrone, sy sit aan, sy maak keer niks nie.
Nou, ja. En dan die ISA konsentrasiekamp se sertifikaat. Waar daar gesê word is born in camp, no, Miss Lissy van Sail. Died in camp, no. En sy is in die kamp dood. So dit sê vir ons baie maklik. Die mense het altyd gepraat van 25,000 vrouens en kinders wat dood is. Toe is dit 30,000. Ons weet van 38,000. Weereens dankie Rudy Rousseau. 38,000 vrouens en kinders. Hier is al die name daarvan. 38,000. So dit is die wreedste wreed daardie tyd wat iemand kon gesterf het as hom honger dood kon gegaan het. En en dan is daar ook wat dogters en maas wat verkragt was. Dit was ongelooflik, dit was verskriklik wreed geweest. Nou sien ek baie keer elke jaar en sang die mense die liedjie Simba, mamma se kindjie, draai sy nek om, gooi hom in 'n sloot, trap op sy kop, dan is hy dood. En baie min mense besef waaroor gaan daai liedjie. Die waarheid wat oor daai liedjie gaan is weer eens 'n bewys van al die maas en dogters wat verkragt is. Klasie Havenga het dit opgestel. Hierdie is eers in 1982 is dit vrygestel. En baie vrouens het nie eers gaan dit aangemeld nie oor die trots daarvan. Nou die liedjie gaan aan verbonde as die kind gebore word, gooi hom in 'n sloot, trap op sy kop, dan is hy dood. Verskriklike hartseer liedjie. So as jy weer dink aan daai liedjie, haal hom uit, dit is 'n verskriklike hartseer liedjie. Bær hom diep binne, want dit is 'n eintlike haat wat mens nie kan beskryf nie, wat daai ouers moes deurgegaan het, wat daai kinders moes laat gaan het. So, en nog steeds bly ons volk by ons hemelse Vader. Dan, en dit is wit en swart Britte, wat het aan ons vrouens en ons dogters gedoen het daardie jare. Dan kom ons by, daar's altyd hoop. Jy weet, daar's nie meer 'n uitkomkans nie. Dan bid jy in die vraag, gee vir ons net bietjie raad, gee vir ons bietjie hulp. Dan kom ons by Annette Marais in die konsentrasiekamp van Betuli. Annette Marais sit op 'n stomp en skud die stof van haar verslete klere af. Rondom haar sit 'n groepie bekende gesigte, moe vrouens. Net 'n paar tree verder is die hoë draad van die konsentrasiekamp. Sy slaan haar Bybel oop en begin lees. Sy het in die donker ure van die nag met God geworstel en hom gesmeek om 'n boodskap om hierdie vrouens mee te bemoedig, want wie weet hoe lank nog. Annette lees die woorde van Matteus 10 vers 29. Word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Terwyl sy besig is om hierdie woorde te lees, kom sit daar 'n klein val mossie op haar skouer. Die groepie vrouens staar verbasing na wat voor hulle gebeur. En so word die mossie 'n teken van hoop in die onmoontlike omstandighede van die konsentrasiekamp in Betuli. Dit was fantasties om in die maande wat volg te sien hoe die mossie van Betuli 'n baken van geloof en hoop vir hierdie vrouens geword het. Op 21 Mei 1902 was die oorlog verby. Annette het op pad terug na haar huis toe by 'n invloedryke vrou aangedoen en haar vertel van die mossie boodskap. Sy het dit weer oorvertel aan generaal Jan Smuts. Jan Smuts het in 1923 die mossie op die land se kleinste muntstuk, 'n kwart penny, laat verskyn. Nou, hoekom dit op die kleinste penny daai tyd was? Dit gaan oor, daar is nederigheid. Dit was nie op 'n pond of iets gewees nie, dit was op 'n klein penny oor nederigheid. Dis waarvoor hulle gevra het. En sover ons weet, in die wêreld is dit die enigste land wat 'n Bybelvers op 'n muntstuk aantref, en hy's vandag nog daarso. Die 2 mossies wat vir mekaar kyk. Op 'n stadium het hulle weggekyk van mekaar en toe het hulle dit weer teruggebring, dat die 2 mossies terugkyk na mekaar. So dit was 'n verskriklike wonderlike ding om iemand altyd hoop te gee. Jy weet nie waar kom jou hoop vandaan nie. En so iets het die vrouens en kinders hoop gegee. En daar was vir ons toekoms toe verder vorentoe. Is dieselfde met die slag van Bloedrivier. Daar, ons moes nie gewen het nie, ons kon nie gewen het nie, daar's nie 'n manier nie. Maar as jy die liewe Vader aan jou kant het,
wie kan teen jou wees? Net hy en hy alleen kan ons help. So met die pad vorentoe, as ons net ons gebede hou en die liewe Vader vra en ons kan die knie buig en terugkom na hom toe, terugkeer na hom toe, want daar's baie van ons wat ongelukkig die pad byster raak. Ek smeek julle, kom ons staan saam en ons gaan die pad vorentoe, nie sonder ons liewe hemelse Vader nie, want sonder hom sal ons nooit by die einde kry nie. Dit het nie saak gemaak hoe moeilik het met ons gegaan nie. Ons volk het kort geval. Dan is hierdie nederlaag teen ons, dan is daai ene, alles is altyd teen ons gewees. Maar met die liewe Vader se hulp en genade staan hierdie volk elke keer op. En dit wys jou net dat daar's 'n hoër hand van bo af. Daar was baie in die Bybelse tyd wat stamme heeltemal uitgewis was. Maar hierdie is een volk wat hulle nie kan uitwis nie, omdat ons nog saam met ons liewe Vader staan. Dan wil ek ook asseblief vandag by almal pleit. Dit gaan wees oor die vrouens en kinders, die hongerte wat hulle moes deurmaak, kindertjies wat so gelyk het, en die leuns wat daar vertel was. Ons sit met kampe, waar die kindertjies honger is. Ek het in die week weer, ons sal in die einde van die video sal ons telefoonnommer en goed los vir Transvaal se omgewing ook, maar vir oralste asseblief. Kinders wat nie kos het nie, kinders wat honger gaan slaap, kinders wat inhou in die winter, wat hulle nie iets het om hulle mee warm te hou nie. Dis nie dat die ouers te sleg is nie. Geloof my, daai is 'n bitterlike klein inhoud wat ek nou van praat, wat dalk nie hulle deel wil bydra nie. Maar die meerderheid is van hulle werk ontneem deur mense wat onbekwaam was om daai werk te kan doen. Dis hoekom ons in die situasie sit waar ons vandag sit. So ek pleit by julle asseblief, kom ons kyk na ons kinders en ons mense wat sukkel. Dis so erg soos 'n konsentrasiekamp. So hierdie kampe waarin hulle nou is, hulle het nie 'n heenkome nie. Daar word nie na hulle gekyk nie tot en met die COVID tyd. Toe daar vir die ander mense pakkies gevat word en hulle vat dit vir die witplakkerskampe, toe mag hulle dit nie vir hulle vat nie, want hulle was wit gewees. So dit maak nie saak wat ons doen nie, oral waar daar iets voor ons gedruk. En dan wil ek net op die einde van die dag weer eens sê, ons dank ons liewe Vader, ons hemelse Vader, dat ons vandag nog hier kan staan. Want as 'n mens so terugkyk en jy sien wat gebeur het en wat nou tans in ons land gebeur, wat almal teen almal opstaan, is daar 'n hoër hand wat ons kan beskerm. En as ons na hom opkyk, dan kyk hy na ons. Ons moenie vra waar was hy gewees as ons hom nodig gehad het nie. Ons het hom elke dag nodig, soos hy ons nodig het. En ons moenie net altyd, wanneer ons in die nood is, sy hulp nodig het nie. Ons liewe Vader is altyd daar vir ons, so laat ons ook daar wees vir ons. Asseblief, vir ons liewe Vader. Ek dank vir julle, 'n mooi dag verder. Ja, Gerry, baie dankie man. Dit was nou baie gaaf geweest. Jy weet, ek laat my dink aan 1973 toe ek in die weermag was. Toe het mevrou Elise Botha, PW Botha se vrou. Hy was toe hy was minister van verdediging op daai stadium. Ek het so om 'n tafel met hom gesit, jy weet. En hy, jy weet, sy het na hom toe gekom en gesê, jy weet, van daai mossie, kom ons druk dit nou op is daai die penny? Ja, dit was die kwart penny, ja, en toe gaan dit na die half sent toe, en toe gaan dit na die sent toe. Dis hy, toe hulle dit vir die sent, en vir elke weermag oukie, wat daar was. Want jy weet, ons het op daai stadium een van die beste weermagte gehad. Dis korrek. Jy sal weet. Ja. Ons is van die beste. Ja, jy weet, Daniel, jy praat van die witplakkerskappe. Weet jy hoeveel mense wat vir Daniel gewerk het, is in witplakkerskampe nou. Jy weet, ons mense is bekwaam, maar hulle is uitgedruk deur regstellende aksie. Dis korrek. So, en dit, ons moet nou nie die rug op hulle keer nie. Molly gaan net nou 'n bietjie praat oor Emily Hoppehouse, en jy weet, ons moet daai Emily Hoppehouse wees in hierdie tyd waarin ons lewe. En die hele doel van alles is net, dat ons nie vergeet nie, dat ons nie ons dae vergeet nie, dat ons nie ons geskiedenis vergeet nie, want 'n volk wat sy geskiedenis vergeet, weet nie waarna toe sy op pad. Dis korrek. Dis hoekom mense hardloop oor see, en hierdie hardloop die kant toe, en daai hardloop die kant toe. Nee, ons moet hardloop in die laar van die Allerhoogste, want daar is ons veilig.
Dis korrek. Wat soos wat jy daar reg vandag gesê het. Een engel, 185.000. Sloep slap. Daar lê hulle almal. Dis korrek. Jy weet. So ja, dit was baie dankie. Dankie vir hierdie insiggewende foto's wat jy ook gewys het vir die hele plek. Sal nog 'n bietjie stil foto's neem en dit ook sit. Want Bloedrivier het dieselfde kondentasie as hierdie. Daai tyd uit die Kaap uit met die groot trek, was dit ook die Engelse wat al hierdie dinge gedoen het, wat ons taal, jy weet, misken het, die howe, arbeidswette, noem dit. Dis hoekom hulle getrek. Dis korrek. En hulle het altyd die swartes gebruik om hulle vuilwerk te doen. So het ons gekom daar in Natal, daar ek sien daar lê daai boek, bloed, sweet en trane. Jy weet. Nou as jy daai boek lees, dan sal jy sien. Weens ongehoorsaamheid is kampe uitgewis daai tyd, né? Want daar is vir almal gesê hulle moet in een laag wag vir Pieter Retief. En hierdie ouens het gesê nee, maar weet jy, baie van hulle sê Pieter Retief se mense het gesê, maar weet jy wat, hierdie mense Dingaan is 'n baie goeie ou. En ons gaan nou hierdie plase kry en hierdie wat se naam, as jy gaan terug kyk in die geskiedenis en wat het gebeur op die ou einde van die dag as uitgebroei, want hulle was nie paraat nie. En jy weet, net so eentjie daarvan op die volgende, die derde kamp daarna was Sarelselje. En as jy sy in daardie moorde sy rol sien en hoe het hy beklei saam met 'n klomp ouens, né, dan verstaan jy die nood waarin was. Maar laat ons nie dit vergeet nie, want daai geskiedenis is heeltemal vergete. Toe sit hulle met dieselfde probleem. Van hier sit hulle geen hoop nie. Toe kry hulle vir Andries Pretorius en Sarelselje en daar gaan hulle waantoe in die laag van die Allerhoogste. En soos wat jy reg gesê het, mense moet absoluut weet, ons moes nie daai gevegte gewen het, maar weens die Allerhoogste. En as ons net hierdie goed, dis die lesse van die lewe, dis die hoop waartoe ons gaan. En dit was dieselfde met die konsentrasiekampe en die vrouens en kinders wat vermoor is en die verskroeide aarde. Daai mense, my mense, het weer uit die as uit opgestaan en eintlik 'n magtige volk geword, sodat die hele wêreld vir ons bang was. Jy weet, as jy vat net die wapentuig, as hulle 'n boikot teen ons gehad het in die VVO, dan maak ons helikopters, vegvliegtuie, noem dit helmets, waar jy kyk, daar gaan die wapentuig. So, ons het al daai goede en jou het dit als in ons hand gegee. Maar ons het dit verloor deur te vergeet dit wat agter ons was. As ons dit die hele tyd gehou het en nie skuldig gevoel het, hoekom weet ek nie, moet ons skuldig voel. En dit is die belangrikste en dit is wat hierdie konsentrasiekampe en hierdie vrouens en kinders vir ons wys. Ons moet dit nie vergeet nie. Want jy weet, 'n ander ding wat ons ook nie moet vergeet nie, is die verraaiers. Jy weet, die handsoppers, soos hulle noem, handskakies. Jy weet, daai ouens se plase is nie afgebrand nie. Sy huise is nie verwoes nie. En daai goed, en toe hierdie vrouens na die oorlog terugkom, kom hulle terug na 'n plek toe waar nie eens 'n huis is nie. Jy weet, alles is verbrand. Van voor af weer begin. Dis reg. Weet, daar's 30.000 plase afgebrand in 3.000 dorpe. Ja. En jy weet, die ironie van alles is, toe daai ouens wat verraad gepleeg het, hy kon sy kind universiteit toe stuur. Jy verstaan, wat hy die geld gehad. Hulle het nie sy goed verwoes nie. Hulle het nie sy vee en sy oeste verwoes nie. Met ander woorde, het die geld gehad. En dis ook 'n les wat ons moet leer. Jy weet, ons mense moet weet dat daar sulke verraaiers in ons geskiedenis kom. En dit wys hierdie vir ons. Dis reg. Dankie Gerry, ons waardeer dit. Groot plesier, dankie. Ja.
Op 'n koue nag in die kamp se sand, waar kinders fluister, maar hou vas my hand. Die wind sny deur, die vlamme dood, maar hul geloof bly sterker as die dood. Onthou ons land, onthou pyn, hul trane hierdie grond deurdrink van pyn, van vrou tot kind, van bloed tot hand. Ons leef vandag omdat hulle gestaan het vir ons land. Vergeet hulle onder toegegroeide gras, hulle wat vir ons opgeoffer het, oor die Drakensberge gekom het, sodat ek en jy vandag hier kan wees. Die Boesman se rivier, stille getuienis van 'n tragedie wat afgespeel het, van opoffering, maar ook 'n herinnering, dat ek en jy dit nooit sal vergeet. Hul name stil, maar op bloed getuig, dat hul stryd nie vergeefs was nie. Dis ons getuienis vandag. Onthou ons land, onthou pyn, hul trane hierdie grond deurdrink van pyn, van vrou tot kind, van bloed tot hand. Ons leef vandag omdat hulle gestaan het vir ons land. Staan op my volk, die tyd is nou, om weer te bou uit trane en rou. Want vryheid kom nie sonder seer, dis 'n stem wat fluister, ons is steeds hier. Onthou ons land, onthou hul naam, hul bloed het geroep en ons staan saam. Soos gras oor grafte sag kom lê, sal hul gees deur ons bly voortbestaan.